Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Vandag gaan ons gaan aan half dae waar ek laas opgehou het, en onthou julle die laaste keer wat ons gesels het ons gesels oor die Sermon on the Mount, oor die Beatitudes in Engels, of die saligsprekinge in Afrikaans. Ek moes daai woord gaan leer het, maar in elk geval, ons het daaroor gesels, en die stappe van heiligmaking, waardeur 'n mens gaan, van poe en spirit, tot by die laaste ene. Al 8 van hulle, of al 7 van hulle. En vandag spesifiek wil ek oor Matteus 5 vers 9, en julle sal sien, dit is ook die opskrif van vandagse boodskap, en hy sê, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Those peacemakers. En toe ek nou besig was om te prepare vir vandag, toe kom ek op ek het nie regtig ek het op 'n storie afgekom, toe besluit ek vir vandag se woord, gaan ek hierdie storie sommer my eie maak, so ek het hom so 'n bietjie gaan leen, by iemand, jy weet, en hom net so half bietjie aangepas, en goed, is net om hierdie storie vir julle te vertel. Ek het sommer net, om veilig te wees, en ek nou niemand, ek wou eers ingesit het Alwyn, maar toe dog ek, as ek nou Alwyn se naam daar gaan insit, dan gaan hy dalk nou 'n offense vat met die boodskap wat vandag kom, so toe sit ek sommer maar net my eie naam daarin. Maar, wanneer ek nou vandag hierdie storie vir julle lees, kan jy sommer gaan en jy kan jou eie naam hier gaan insit, né? So ek wil dit vir julle lees. Ek sê, daar was eendag 'n jong seun, of 'n dogter, nou natuurlik, met die naam van Tinus. Ek onthou, hier was op 'n stadium in my kuier, daar was hier 'n ou in Carltonville, elke keer as ek kuier, en hy is so 'n bietjie aan die fraaikant die man, jy weet, maar in elk geval, toe ons gekuier het hy my op 'n stadium, was my naam by hom Tina. So ek was nie Tinus nie, ek was Tina, sy mens, en sê, hallo Tina, hoe gaan dit met jou? So ek sê, seun, dogter, so jy kan my sommer vandag Tinus of Tina noem, is jou keuse wat jy wil doen, hè. Maar in elk geval, hy het 'n goeie werk gehad, goeie familie, goeie vriende, goeie sosiale lewe, en alles met, maar het alles met baie, of alles rondom baie mense gehad, en mense het saam met hom gekuier waar ook al hy gaan. So die jong man het begin swaar in sy gemoed raak, oor al die klippe, ons noem dit vandag pyle, wat sy kant toe geskiet word, jy weet, pyle in die rug, wat sy kant toe geskiet word, maar vandag gebruik ek nie pyle in die rug nie, vandag gebruik ek klippe. Sê van al die klippe, wat sy kant toe gegooi was, en hierdie klippe was veral sy kant toe gegooi, of laat ek sê, erger sy kant toe gekom, toe hy sy hart vir die Here gegee het, en hy daai 180 grade draai gemaak het. Hy sê, hy toe besluit om 'n groot streepsak, 'n rugsak te koop, en elke keer as iemand 'n klip na hom toe gooi, daai klip op te tel, en dit in sy rugsak te gooi. So elke keer as iemand 'n insult, of iets na hom toe gegooi het, het hy daai klip opgetel, en hy daai klip in sy rugsak en agter gesit. Na 'n paar jaar het die rugsak so swaar geraak, dat Tinus se rug begin pyn het, en begin krom trek het van die pyn en die swaarigheid wat hy moes dra, van al die mense wat klippe sy kant toe gegooi het. Tinus het op die alleenpaadjie geloop, en op die pad het 'n wyse ou man by hom verbygestap, en hom gestop en hom gevra, waantoe is jy op pad met daai swaar sak klippe, my seun? Tinus antwoord hom en sê, oom, die klippe is slegte woorde en dade wat mense my kant toe gegooi het oor 'n lang tydperk, en ek dra dit want dit remind my dat ek 'n beter persoon moet word. Die wyse oom sê toe vir Tinus, seun, gooi daai klippe op die pad, sodat ek kan sien, sodat ek hierdie klippe kan sien. Tinus vat die klippe en gooi dit een vir een uit, die rugsak uit op die pad. Daar's grootes, kleintjies, gekleerdes van alle soorte. Tinus kom toe agter, hoe meer klippe hy uit sy rugsak uitgooi, hoe makliker raak die sak om te dra, en hoe meer gaan die pyn en sy krom rug weg. Tinus het 'n uitdrukking van verligting op sy gesig, want hy het amper nie meer geweet hoe om hierdie swaar sak self te dra nie. Tinus het amper op 'n plek gekom waar die lewe nie meer sin vir hom gehad het nie, en hy nie meer, of het vir hom gevoel of hy nie meer 'n doel in die lewe het nie. Hy het vrae gevra soos, hoekom is ek nog hier? Soos Tinus die klippe uithaal,
sê die ou wyse man toe vir hom, sien jy daai klip? Wat is nou een van die klippe wat hy die sak uitgehaal het en hom aan die pad gooi het. Hy sê, sien jy daai klip toe en wys toe na daai klip wat in die pad lê. Wie daai klip na jou toe gegooi, vra hy. Hy sê, Tinus sê, ek weet nie oom, daar's baie in my sak. Oom sê vir hom, presies. Hy sê, die persoon wat daai klip na jou kant toe gegooi het lankal al vergeet van daai klip, al draai jy hom saam met jou in jou sak. Hy sê, jy het gekies om die klip op te tel en om te dra, terwyl die een wat hom gegooi het, al van hom vergeet het al lankal al. Tinus het daaroor gedink, al die klippe uit sy sak uitgegooi, en sommer die sak ook weggegooi. Hy sê, Tinus het daai mense vergewe, en besef die waarheid, agter wat die ou man se storie was, wat die ou man nou net vir hom vertel het. En dit was God wat met hom gepraat het, en vir hom gesê het, raak ontslae van al daai klippe, wat jou kant gooi, al daai klippe, wat jy binne in daai sak gesit het, raak ontslae daarvan. Die vraag, dan wat ek het vandag aan julle is, wat is jou burden vandag, en hier is waaroor ons gaan praat vandag, wat is die burden wat jy vandag hier so aan die kerk mee sit? Wie se klippe dra jy vandag in jou sak? Klippe wat oor 'n kort periode, 'n lang periode van tyd, maar wie se klippe dra jy in jou sak? En het jy, die derde vraag is, het jy onvergifnis in jou hart? En daarmee wil ek dan begin vandag, en ek gaan sommer hierso, ek hoopelik kan ek ek sal hom so change so dat ek aangaan, of miskien kan ek sommer vir Dylan, will you change it for me, thank you. In Mattheus 5 vers 9, begin die woord vir ons daar, en hy sê, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Vandag praat ons oor 'n saak wat baie mense se harte aanraak. Wanneer ons bevryding hier so by die kerk doen, kan jy maar kyk, 70%, as dit nie meer is dit nie, ek vat 'n rofweg figure hierso, maar 70% van die mense wat hier na toe kom, vir bevryding, sukkel met bitterheid en onvergifnis. Bitterheid en onvergifnis. Nie bereid nie, of weet nie, hoe om mense, wat klippe teen hulle gegooi het oor die jare, te kan vergewe nie. En die van ons wat dit doen, sien hoe mense vrykom daarvan, sodra hulle mense begin vergewe. En hierdie wat ek vandag met julle oor wil praat, is oor die unforgiving servant, en ons gaan nou saam daarso deurlees. En wanneer ons praat oor hierdie unforgiving servant, the parable of the unforgiving servant, sal julle verstaan wat ek nou hierso vir julle sê, en hoekom soveel mense daarmee sukkel. Jonathan het ook laasweek gepraat oor waarheid, en ook woensdag, as die Here jou in 'n rigting invat, dan vat hy jou in 'n rigting in. En dit het my gevoel hierdie laaste 2 weke asof ons gaan truth. Kyk, is altyd truth, maar of ons die hele tyd oor waarheid praat, die waarheid van die woord. Wat is die waarheid wat die woord vir ons sê, en wat is die waarheid van dit wat die Here vandag vir ons wil sê? En wat hy vandag vir ons met oor wil kom praat is oor onvergifnis, bitterheid en onvergifnis. Ek het hierdie selfde ding so 4 jaar terug, ek dink toe ons nog in die ou kerk was, het ek een keer 'n ding daaroor geprepare en goeders, maar dit is vir ons so belangrik. Ek weet hier's ander kerke in die dorp wat dit ook besig is om dit te doen. En goeders, so ek het gedink regtig waar, ek wil nou sommer afskop vanoggend en bietjie daaroor dan nou gesels, oor die waarheid. En wat sê die Here oor die waarheid van sy woord en oor bitterheid en onvergifnis. In Mattheus 18 vers 21 en 22 wat julle hier agter my kan lees, en ek gaan dit sommer vir julle in Engels lees, dan sê dit, Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? And Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but 70 times 7. Nou, so Petrus stap op na Jesus toe. En hy sê vir Jesus, en hy gaan vra vir hom persoonlik, hy sê, Jesus, sê vir my, hoeveel keer moet ek daardie persoon, wat hy klippe, my kant toe gegooi het, hoeveel keer moet ek hom vergewe? Maar hy vra dit vir hom in 'n sarkastiese manier. Sê, hoeveel keer moet ek hierdie ou vergewe? 7 keer. En Jesus sê vir hom, nie 7 keer nie, maar ek sê vir jou, 70 maal 7. Nou, beteken dit 490, moet ek nou hierdie ou wat die klip aan my kant gegooi het, moet ek hom 490 keer vergewe.
Nee, dit is nie wat hy vir ons sê nie. Hy sê vir ons, vergewe mense soveel keer soos wat dit vat om jou hart skoon te kry. Dit is wat dit beteken. Dit maak nie saak hoeveel, die nommer maak nie saak, en julle sal sien vandag soos wat ons deur die unforgiving servant gaan, deur hierdie parable gaan. Dit gaan nie oor die nommer wat daar aangesit is nie, dit gaan oor dit wat dit verteenwoordig, wat die woord vir ons verteenwoordig is vanoggend. En die woord sê vir ons, dit gaan nie oor die nommer 490 of 70x7 nie, al is hierdie ding so genoem. Dit gaan oor, jou hart moet oop wees om mense continuously te vergewe die hele tyd. So, sê, wat is dit, né? Voordat ek daar kom, ek wil julle verduidelik wat dit is, soos byvoorbeeld net 'n storie, en ek gaan net hierdie vir julle gesommer lees. Dis soos Derek, byvoorbeeld, en ek mag maar Derek se naam gebruik, want ek hoop so, ek hoop nie, hy gaan vir my na dit is, maar in 'n geval, dis soos Derek, hy kom vandag na my toe en vra vir my, Tinus, Toks het my en my familie so sleg gesê die week, dat die see my nie kan afspoel nie. Sy het hom nou gevloek, Derek, ek weet jy het daarom nie, hoor, ek sê maar net vir julle vroeg, ek gebruik maar net sy naam, so. Ek met hom probeer redeneer, maar toe slaat hy my, of toe slaan hy my, altyd my voortande uit, sê dat ek nie kan praat nie, so kwaad was hy vir my gewees. Dan sê ek vir jou, Derek het hy is absoluut woedend oor met wat met hom gebeur het. Nou die vraag wat dan nou hier gevra word is, moet Derek vir Toks dan nou 490 keer vergewe? Is dit wat die woord sê? Of al het hierdie argument tussen Toks en Derek nou al sê dit gaan vir 'n jaar aan, né? Is daar 'n sekere nommer daaraan, of moet hulle mekaar net aanhou vergewe? Want partykeer gebeur dit so met mense, ek meen julle weet dit self, daar is mense partykeer wat ons gees clash met mense die hele tyd. Jy weet, dit is so, ons gees clash met mense, met party mense kom ons goed oor die weg, met ander mense kom ons nie so goed oor die weg nie, né? Maar ons moet leer om mekaar continuously te vergewe, en dis baie keer taaf. Die tafste ding van hierdie, en ek gaan so bietjie vassit hier so by vers 1 en 2, of by die eerste 2 verse, ne? Ek wil net vir 'n rukkie gou hier so vas staan, en ek wil gou vir julle sê, hoe erg kan bitterheid en onvergifnis raak. Nou ek weet baie van hierdie goeters wat ek hierso gaan lees vandag, né, 'n groot persentasie van mense wat hier sit vandag, het hierdie al ervaar in hulle lewe, is nou besig om dit te ervaar, of gaan dit dalk nog ervaar in hulle lewe, en Jesus naam bid ek dit gaan nie, maar ek sê maar net vir julle, dit is baie mense sukkel met die. Ons kan begin deur te praat van abuse in ons huise. En ek praat nie net van fisiese abuse nie, ek praat van mental en physical abuse. Byvoorbeeld, jou pa, jou ma, broer, suster, oom, tannie, vriende of werkskollegas. Enige van daai. Mense dink net altyd, wanneer hulle aan abuse, die eerste woord wat hulle aan dink as jy praat van abuse, dan dink hulle, hoorie, my pa slaan my ma. Dis die eerste woord, of my man slaan my. Dis die eerste woorde wat hulle aandink, maar dit gaan eintlik baie verder as dit. Baie verder as dit. Dit kan so abuse, mental abuse kan so ver gaan soos 'n baas by die werk, wat jou elke dag sê, hoorie so, jy, né, moet liewer trollies sanitize by Checkers, né, as om hierso by hierdie plek te werk. Jy is nie goed genoeg nie. Jy kan nie hier werk nie. Dis ook 'n vorm van mental abuse daai. Jou pa of jou ma of albei jou ouers het geen verhouding met jou gehad in jou kinderjare nie. Jy het basies groot geword sonder ouers. Jy het nie 'n voorbeeld gehad van 'n pa of van 'n ma terwyl jy groot geword het nie, en daardeur is jou hart suur teenoor jou biologiese pa of teenoor jou biologiese ma of teenoor albei jou ouers. Ons kry dit baie. En ek weet is nie van almal hiervan op almal hiervan toepassing nie, maar hier is wel mense wat hier tussen ons sit wat glad nie 'n verhouding met hulle paas en met hulle maas het nie. En die Here kan ons nie bless as ons hulle nie vergewe nie, en ons gaan nou daarby uitkom. 'n Familielid wat ook jou ouers natuurlik insluit, wat jou seksueel aangerand het.
dit gebeur so, eendag as ons 'n kans het, gaan ek vir Lisa vir haar ma testimony vir julle te kom gee, en laat sy julle daarvan vertel. Ek wou eintlik, nou dat ek daaraan dink, ek wou dit eintlik gedoen het vandag, maar toe was daar nou so baie preparations, dat ek toe nou daarvan vergeet het. Maar 'n familielid, wat jou seksueel aangerand het. Ek wil julle net gou vinnig 'n storie vertel, en ek het julle al hierdie storie vertel, maar ek gaan hierdie ding baie vinnig opsom, hierdie storie. Ons het 'n vrou een keer hier gehad, né, wat, sy het vir bevryding gekom, dit was nie in hierdie kerk, is in 'n ou kerk, ek het al 'n paar keer hierdie stories vertel. Sy was, né, seksueel gemolesteer, deur elke oom, elke tannie, elke neefie, elke niggie, haar oupa, haar ouma, haar pa, almal in haar vriende, almal in haar familie, orals waar sy gegaan het, haar vriende van haar vriende, het haar verkrag. En orals waar sy gegaan het, hierdie girl, is sy verkrag. Sy het by ons aangekom, né, op die drempel van selfmoord. Op die drempel van selfmoord, wat sy gevoel het, hoorie, ek kan nie meer aangaan met my lewe soos wat dit is nie, dit het net vir haar te erg geraak, en ek kan dit imagine. Nou vra ek myself, wat se haat moet daai girl in haar hart het? Nou, hoe klok moet haar hart wees, met alles wat al in haar lewe met haar gebeur het? En dis net een van die voorbeelde wat ons daar het. Ons het 'n dogter gehad, 'n meisiekind gehad, by 'n Warrior Bride, daar in Mosselbaai area, wat na ons toe gekom het, wat sy ma en pa uitgepimp het. Het julle dit al gehoor in julle lewe? Nou, wat 'n bitterheid en onvergifnis moet jy in jou hart hê? As jou eie ma en pa, jou biologiese ma en pa, jou uitpimp op die straat vir jou pa se vriende, en sy vriende, en mense van die straat af vir jou om 'n pimp te wees en geld te kry vir jou eie dogters. Ek meen, hier sit van ons baie met ons eie dogters hierso vandag. Imagine dit en dink wat se haat daar in 'n pa se hart of in 'n ma se hart moet wees as hulle uitvind, of in 'n, laat ek dit nie so stel, wat se haat is daar in 'n familielid wat uitvind dat dit die pa en die ma is wat hulle eie kinders uitpimp. Wat se haat kom in daai mense se hart in. Daai kind wat uitgepimp word, dink jy, haat en die bitterheid en die onvergifnis wat in daai kind se hart vas het. Hoe vergewe sy ooit haar pa en haar ma vir dit wat daar gebeur het? Baie taaf, né? My pa abuse en slaan my ma, of andersom. Ons dink altyd net, dit is net pa wat die ma slaan, maar daar's rowwe tannies daar buite, né? Daar's rowwe tannies daar buite, né? Ek weet. Dit is partykeer andersom ook, né? Maar ons dink altyd, die eerste ding wat 'n ou dink is, dis die pa, hoor jy Lisa, skies neem, nee. My pa vloek my ma en ruk haar rond, of andersom. Nog 'n ding, né? My ouers kom nie na my sport-events toe nie. Hulle is nie teenwoordig by die konserte wat die skool hou nie. Hulle stel nie belang in dit wat by in my skool of by my werk gebeur nie. Kinders vat offense partykeer daaroor, né? Nie altyd nie, maar kinders vat offense voor as hulle nie hulle ouers daar sien nie. En dan broei daai bitterheid en onvergifnis hier binne in hulle harte. Dit kan baie maklik gebeur. Maar dit daai is 'n preek vir 'n ander dag. My pa of my ma is 'n alkoholist of 'n drug addict of andersom. Erg. Bitterheid en onvergifnis van 'n kind af of van 'n familielid af en sê, hoor hierso, my pa, as ek hom kry is hy besig om dagga te rook. As ek my ma kry is hy besig om heroïne in te spuit. Sy is heeldag op 'n trip. Ek en my pa of my ouers haat mekaar. Ons kom glad nie oor die weg nie. Ek stel nie belang in enigiets wat hulle vir my wil sê of enigiets wat hulle vir my doen nie. Ons kry dit ook baie. Ons kry dit. Hulle kan my net sleg sê. My ouers hou nie van my kinders nie. Of hou hulle weg van my af. Of hou my eie kinders weg van my af. Partykeer justified. Partykeer is dit ma en 'n pa wat so erg in drugs betrokke is, dat hulle incapable is om na hulle kinders te kan kyk. Ons het al regtig waar, ons het al op mense afgekom wat hulle kinders vir 'n week lank toesluit in 'n huis. Sonder enigiemand,
sonder enige kos, sonder enigiets. Hulle sluit hulle kinders daar toe en hulle is vir 'n week lank is hulle op 'n drug binge, wat hulle buite toe gaan en al wat hulle aan kan dink is, waar kry ek my volgende fix? Nou, wat broei in daai kind, wat vir 'n week lank daar, daai tiener, wat vir 'n week lank daar by die huis moet alleen sit, nou wat broei in daai tiener se hart? Niks anders as bitterheid en onvergifnis nie. Niks anders as dit nie. Hy of sy manipuleer my, of ons die hele tyd. Broers, susters, ooms, tannies, oumas, oupas, wat kinders seksueel gemolesteer het. 'n boyfriend, wat miskien jou verkrag het. Dit gebeur. Ons hoor dit, ons sien dit op die nuus. Wat 'n bitterheid, wat 'n onvergifnis lê in daai dogter se hart, as haar boyfriend al klaar daai voorbeeld vir haar, wat is 'n man vir daai girl? Wat 'n voorbeeld is daar, is 'n man vir daai meisiekind? Baie sleg, vet bitterheid en onvergifnis, wat onmiddellik daar vassteek, né? 'n boyfriend, wat 'n girlfriend verneek het, of adultery. 'n man wat 'n vrou of 'n vrou wat 'n man vergewe het en dalk vandag daardeur geskei is. Baie, né? Dit gebeur baie. En baie, né? Huwelike reconcile en mense repent en hulle sê jammer. Maar as jy dit nie doen nie, né? As jy nie sê ek is jammer oor dit wat gebeur het in my verlede nie, dan broei bitterheid en onvergifnis in daai mense se harte. En dis 'n groot gedeelte, dis nie net isolated cases nie, die hele wêreld is vol van dit. Dis een van die duiwel, né? Hoor gou hierso. Dit is een van die duiwel se grootste wapens wat hy het, is last. Is 'n lustful spirit wat hy na mense toe bring. Dit is so. Maar die goeie nuus, né? Die goeie nuus is, repent, maak jou hart skoon, né? En ons gaan nou praat oor hoe 'n mens jou hart skoon maak. Dan is dit die einde van die storie. Diewe wat by jou huis inbreek en miskien 'n familielid doodmaak. Ons hoor dit die hele tyd, plaasmoorde wat daar buite aangaan. Hoe moet daai familie van daai boer voel, wat sy ma en pa op 'n plaas byvoorbeeld doodgemaak is? Wat 'n bitterheid en onvergifnis moet in hulle harte wees? 'n dronk ou of 'n dronk vrou wat binne in jou kar vasgery het en 'n familielid van jou doodgemaak het binne in jou kar. Of ewen 'n nugter ou. Dit hoef nie 'n dronk ou noodwendig te wees, iemand wat 'n stopstraat geskiep het of op sy selfoon was of per ongeluk agter die stuurwiel aan die slaap geraak het. Dit was dalk miskien 'n ongeluk, maar hy het in jou kar vasgery en jou kind is oorlede in daai ongeluk. Wat 'n bitterheid en onvergifnis kan jy nie maklik in jou hart vat met so iets wat gebeur nie. Nou met al daai wat ek nou gesê het, gaan ons dan nou aan na die volgende slide toe en hier begin die parable. Hy sê, therefore, the kingdom of heaven is like a certain king. Hoe beskryf hy dit hier? So it's like a certain king who wanted to settle accounts with his servant. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Nou Jesus sê vir Petrus, die koninkryk van God werk so. Hy sê, 'n koning wou 'n dispute wat aangaan. Hy wou 'n dispute settle met 'n werker wat vir hom gewerk het. Ek gaan daai werker sommer 'n manager noem. Met sy manager. Die manager was een van sy top level mense wat vir hom gewerk het en hy het 'n dispute gehad. Hierdie manager het na hom toe gekom, hy het by hom kom geld leen en hy kon hierdie geld terugbetaal. En terwyl hy besig was om te kyk wie hom geld toe nou skuld, of toe hy deur sy boek gaan en van wie almal hom geld in die besigheid skuld, kom hy agter, hoorie, maar hierdie manager van hom skuld hom verskriklik baie geld. Hierdie koning is 'n koning en hy het obviously nie kort van geld nie, maar hy kyk wie is dit wat hom geld skuld en hy sien hierdie manager van hom skuld hom verskriklik baie geld. Hy skuld hom 10,000 talente. Nou, wat is 'n talent? Ek het dit daarso gou vir julle daar agter opgesit, né? 'n talent
In the 1st century was a unit of weight, not a coin, approximately 34 to 36 kilograms, usually referring to silver in Jewish or Greco-Roman context. 10,000 talents in weight, using 34 kilograms per talent, is 10,000 talents times 34 is 340,000 kilogram van silver. En dit het omtrent 'n value van $270 miljoen vandag. Nou wat sê ek hierso vir julle? Ek sê nie vir julle hierdie baas, né? Dit is nie wat hierdie parable sê. Hierdie baas het soveel geld dat hy $270 miljoen vir sy manager geleen het en die manager kan dit nie terugbetaal nie. Hierdie sê vir hom, hy het vir hom meer geleen as wat hy ooit in sy lewe kon terugbetaal. Hy kon dit wat vir hom geleen was, moenie, ek het net hierdie nommer net om vir julle te sê wat 10,000, want dit word opgeblaas, maar dit word opgeblaas met 'n rede, sodat jy die grootheid kan verstaan, die erns kan verstaan van hierdie wat hy by hom geleen het, was te groot om terug te betaal. Dit is eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die bedrag wat daaraan aangekoppel word nie. Oh, sorry Dylan, you said you're going to change for me. There we go. Nog ene? As hy. But he was not able to pay his master. His master commanded that he be sold. Hoor wat sê dit hier? With his wife and children and all that he had, and that payment be made. Ek gaan dit weer lees, Matteus 18 vers 25. But he was not able to pay. His master commanded that he was sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Then the master of the servant was moved with compassion, realized or released him, and forgave him his debt. So hierdie koning, onder die werknemer, sy vrou en sy kinders is as slawe, saam met hom verkoop. Hy het vir hom gesê, hoor, jy skuld my 10,000 talente, jy skuld my meer, as wat jy my kan terugbetaal. Ek gaan jou, oordat jy my 10,000 talente skuld, gaan ek jou, en jou familie, en jou kinders, in die tronk ingooi. Jou familie en jou kinders gaan suffer, oordat jy hierdie nie vir my kan terugbetaal nie, en ek gaan nou tot op die punt kom, wat ek vir julle hier probeer sê. Sy hele familie gaan nou swaar trek, oordat hy nou besef wat hy gedoen het, en hy weet hy gaan nou in die tronk gegooi word. Maar hierdie werknemer val voor die koning neer op sy knie, en smeek hom, om het asseblief nie te doen nie. Hy is innerlik en opreg jammer daaroor. In die kern van sy hart bedoel hy dit, hy is genuine jammer, dat hy nie hierdie geld kan terugbetaal, hierdie werknemer nie. Al kan hy die geld terugbetaal nie, is hy so desperaat, dat hy beloof om het terug te betaal, al vat het hom die res van sy lewe. So hierdie skuld wat hy dra, is so groot, hy kan dit nie terugbetaal nie. Wat laat dit ons aan dink? Wat is die eerste ding wat dit ons aan laat dink? Aan Jesus Christus. Ons skuld hom so baie. Ons kan nie dit wat hy vir ons op die kruis doen. Dit is wat hierdie na toe refer. Ons kan nie dit wat hy vir ons op die kruis doen, ooit terugbetaal nie. Ooit terugbetaal nie. Dit is meer as wat ons in 10, in 100 leeftye kan earn in geld gewys. Ons kan dit nie vir hom terugbetaal, dit wat hy vir ons op die kruis gedoen het nie. Hy sal enigiets doen, hierdie man, om te vermy dat hy en sy familie as slawe verkoop word. Hy vra koning, asseblief, het net geduld asseblief met my. En die koning was so teruggeslaan hierdie werknemer se plea. Hy was so diep in die hart geslaan deur hierdie werknemer se plea, hierdie repentance van hierdie werknemer, en dat hy om vergifnis gevra het, dat hierdie koning, daai werker, vrygespreek het, net daar en dan van al 10,000 talente. Hy het vir hom gesê, my employee, Alwyn, Tinus, Jimmy, hy sê, ek vergewe jou, van al 10,000 talente wat jy my skuld. Jy hoef my nie 'n sent terug te gee vir dit nie, niks.
Al 10.000, en ons weet is meer as wat jy in 'n klomp, ek het julle daai verkeerd gesê, meer as wat jy in leeftyd, in generations, probably 1,000 generations, wat jy kan verdien. Hy sê, maar ek spreek jou vry daarvan. En jy kan imagine, hoe verlig was hierdie hierdie manager, toe hierdie koning hom vryspreek van dit wat hy hom geskuld het. Volgende slide daar. Daar sê. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii and laid hands on him and took him by the throat and saying, pay me what you owe. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, have patience with me, and I will pay you all. And he would not, but went out and threw him into prison until he should pay his debt. So hierdie selle servant, of hierdie selle manager, wat nou net deur die koning vergewe was, van die 10.000 talente, die onbekostigbare skuld wat hy het, wat hy nou net vergewe het, gaan hierdie selle manager uit buite toe. En onder hom is daar 'n employee wat onder hom werk, wat hom 100 denarii skuld. Nou kom ek julle net gou verduidelik, hulle nie vir ook daarso, wat 'n denarii is, It's a standard Roman silver coin equal to 1 day's wages. 1 day's wages, So hy sê hierso met ander woorde, hierdie persoon, wie hom dan nou die geld skuld, wat vir die manager die geld skuld, het om 3 tot 4 maande sy salaris, wat hy vir hom geskuld is. Dis bekostigbaar. 3 tot 4 maande, jy kan dit terugbetaal. Dis nie onmoontlik om dit terug te betaal nie, Dit is in daai terme wat hy dit in sit, as jy dit vat 10.000 talente en 100 denarii, en jy bring daai twee bymekaar, is daar, hierheen is baie klein skuld. Dit is wat hierdie boodskap vir ons bring, hierheen is baie klein skuld. Dit moet maklik wees om hierdie te vergewe. Hierdie kant, die 10.000 talente, is massive skuld. Jy kan dit nie terugbetaal nie. En hy gaan na daai selle employee toe, na een van sy werknemers wat vir hom onder die manager werk. En hy sê vir hom, hoorie, jy skuld my 100 denarii, betaal dit nou dadelik terug vir my. Nou dadelik, ek soek daai geld nou dadelik terug. En toe, daai manager, ek gaan hom sommer Sean noem, is dat okay? Okay. En toe Sean daarna hom toe kom, toe Sean daarna Alwyn toe gaan, Alwyn is die manager, ek gaan dit nou maar so name noem nou, ek het nou genoeg mooi gepraat, maar in elk geval, Sean gaan daarna Alwyn toe, en hy sê en hy sê vir hom, hoor hierso, jy skuld my 100 denarii, en dadelik raak Alwyn, die manager, raak so kwaad, dat hy vir Sean by sy nek ruk, en 2 van sy voortande uitslaan, van aggressie, van daai 3 tot 4 maande, van daai klein bedragie wat hy omskuld in wages, en hy vergewe hom nie daai sin nie, maar in die agtergrond het die koning klaar vir Alwyn vergewe van die 10.000 talente wat hy omskuld, meer as wat hy in 'n leeftyd kan teruggee. So hierdie ou gaan uit of hy gaan uit, weet jy wat, kom ek nou net agter, gewonder ek moet so maak die hele tyd nie, want hier is my bril. Kan jy dit oorvertel? Sê. So, ja, nee, was uit. So hierdie ou gaan uit na die ou toe, wat onder hom werk, en gryp hom aan sy keel, en slaan sy tande uit, en abuse hom, dreig hom met die tronk, en forceer hom, om die geld wat aan hom geskuld is, dadelik terug te betaal. So hierdie ou wat onder die werknemer van die koning opryt, val op sy knieë neer, en smeek die werknemer om asseblief patience met hom te hê, en hy sal al die geld terugbetaal, en hy beloof. Hy huil letterlik en smeek hom, soos iemand wat gaan doodgemaak word, soos iemand wat onder persecution is, of soos iemand wat aan 'n loan shark, by 'n loan shark geld geleen het, en jy weet, hoor hierso, die ankle biters het ons hulle altyd genoem. Ek het ook al een of 2 sulke traps in my vroeër lewe ingetrap, jy weet. Sê die loan sharks, by wie jy geld, en dan moet jy hardloop, want jy is bang, as jy nie daai geld kan terugbetaal nie, kom sny jou Achilles tendon af, of whatever the case may be, jy weet, jou agterkant van jou kuit, of jou been, of whatever the case may be, as jy nou nie daai geld terugbetaal nie.
Maar die werknemer van die koning weier om hom te vergewe en laat hom dadelik in die tronk gooi, alhoewel die koning homself van die skuld vergewing het en vergewe het, sonder om hom te straf, om hom te pynig. So met ander woorde, een kry vergifnis en die ander een hou aan vergifnis vas. Dit is die boodskap eintlik nou wat hierdie gedeelte vir ons gee. Dan Matteus 18 vanaf vers 31 sê nou, so his fellow servants saw what had been done, and they were very grieved, and came and told their master all that had been done. Then this master, after he had called him, said to him, "You wicked servant, I forgave you all the debt because you begged me. Should you not have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?" So hy sê daarso vir hom, terwyl hierdie manager van die koning gegaan het en hierdie ou wat hom 100 denarii geskuld het, na hom toe gaan en gesê, "Hoor, betaal my terug my geld." En hom geabuse het vir daai geld en hom in die tronk laat ingooi het vir daai geld, terwyl hy vergewe was vir so baie wat hy nie kon terugbetaal nie. Het ander mense wat rondom hulle is dit raak gesien en gesê, wat gaan hier aan? En hulle weet daarvan, hulle sê, hoorie, maar die koning nie nou net daai bestuurder, daai manager, het daai koning nie nou net vir Alwyn vergewe vir so baie skuld wat hy het, laat dit nie in 'n leeftyd kan terugbetaal nie. Het ons dit nie nou net gesien nie, maar hoe kan? Nou kom vra hierdie ou wat om 100 denarii skuld vir dieselfde favor, vir dieselfde vergifnis, en hy laat gooi daai ou in die tronk. En dadelik gaan hulle na die koning toe en gaan vertel hom van dit wat nou net hierso gebeur het. Hulle is toe nou baie upset hieroor en besluit om die koning homself hiervan te gaan vertel, want die ou Alwyn het nie compassion gehad nie. Toe die koning nou hiervan te hore kom, laat roep hy dadelik vir Alwyn in en sê vir hom, you wicked servant. Hy sê, jou vark, kom hier. Hy sê, kom sit hier so by my, laat ek nou eers met jou 'n woordjie hê. Hy sê, ek het jou alles vergewe wat jy my geskuld het, wat jy nie in 'n leeftyd kon terugbetaal nie. Waar is jou compassion met ander soos wat ek met jou gehad het? Julle sien, net so is Jesus is compassion met ons gehad en grace met ons gehad, net soos wat hierdie unforgiving servant, ne? Net so het Jesus compassion, grace en mercy met ons. Hy vergewe ons dag in, dag uit. Van die sondes wat ons nie kan terugbetaal vir nie. Daai sondes is betaal by die kruis. Hy het vir daai sondes betaal by die kruis. Hy het die ultimate prys vir ons reeds betaal. Hy het 10,000 denarii vir ons as mense reeds betaal. Dit wat jy nie in 1,000 generations vir hom kan terugbetaal nie, het hy reeds vir ons betaal by die kruis. Hy het ons skuld as die koning betaal en ons vrygekoop. Al verdien ons dit nie, is ons nog steeds vrygekoop. Hy het ons skuld betaal, wat ons nie in 'n leeftyd kan terugbetaal nie. Hy het ons skuld betaal en het grace met ons, maar ons kan nie dieselfde vir ander mense, of mense wat ons te nagekom het doen nie. So wat is die storie nou eintlik nou hierso, wat ek nou vir julle gelees het, voordat ons na die laaste verse toe gaan? Wie is die koning? Die koning hierso is Jesus Christus, wat hulle hierso van praat. Die manager, die werknemer Alwyn, is ek en jy wat die woord ken. Ons wat hierso binne in die kerk sit is met wie hy hierso praat. Die servant onder hulle is die mense daar buite, vreemde mense, na wie ons moet omsien, wat elke dag na ons toe kom, met wie ons elke dag deel, of ons hulle ken, en of ons hulle nie ken nie. Mense wat nog nie vir Jesus ken, soos wat ons wat hier binne sit, vir Jesus ken nie, wat nog nie 'n persoonlike relationship het nie, wat nog nie die consequences ken van bitterheid en onvergifnis nie. En ek gaan julle nou so 'n bietjie meer daarvan vertel. Wie affekteer dit? Volgens die skrif, wie affekteer dit? Jou hele familie. Wie affekteer bitterheid en onvergifnis? Jou hele familie. As jy bitterheid en onvergifnis in jou hart dra, affekteer dit jou kinders, jou ma, jou pa, jou broers, jou susters, jou ooms, jou tannies, mense rondom jou word geaffekteer as jy nie kan vergewe nie. Hoor julle wat ek vir julle sê?
mense rondom jou, especially jou familie, word geaffekteer deurdat jy nie kan vergewe nie, dat jy bitterheid en onvergifnis in jou hart dra. Wat doen jy? As so iets met jou gebeur, jy bære die klippe in jou rugsak. Dis wat gebeur. Die klippe van bitterheid, van onvergifnis, word in jou rugsak ingesit. Daai rugsak, daai storie wat ek vir julle aan die begin vertel. En wat is die tronk wat hulle hierso van praat? Die tronk is jou hart. Daai klippe word binne in die tronk gebære. Daai bitterheid en onvergifnis, groot klippe, klein klippe, klippies van verskillende shapes en sizes en kleure, né? Word binne in daai rugsak van jou gebære, binne in die tronk van jou hart gebære. En dit vester daarso. En dan hoor, wat sê die woord dan nou laastens, hier in Matteus 18:34, né? And his master was angry, die koning, and delivered him to the torturers. Ek wil julle moet hierdie vers 2 keer lees. Until he should pay all that was due to him. And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. In Afrikaans is daai torturer die pynigers. So my heavenly Father also will do to you, to each one of you, from his heart that does not forgive his brother that trespasses to him, of wat hom verkeerd aandoen. Sê, en hierdie koning was so woedend, né? Laat hy vir alwyn, wat nie wou vergewe het nie, oorgegee het aan die pynigers. So wat sê ek vir julle? As jy nie onder die woord lewe nie, as jy nie vergewe nie, né, dan is jy nie meer onder die sambreel van vergifnis nie. Jy is hierso. En as jy nie hier onder daai sambreel is waar jy mense vergewe, onder die woord is, né, onder waar jy mense vergewe vir dit as hulle jou verkeerd aangedoen het, en jy is hier. Dan sê die Here, hoor hierso, ek kan nie teen my eie woord gaan nie. Ons weet dit. Hy kan nie teen sy eie woord gaan nie. Hy sê, oordat jy nie kan vergewe nie, maak nie saak wie jou verkeerd aangedoen het nie, maak nie saak hoe groot daai ding was wat teen jou gedoen is nie, maar oordat jy nie kan vergewe nie, en jy dra die bitternis in jou hart, moet ek, volgens wet, jou oorgee aan die pynigers, die demone. Dan gebeur dit so. Dan ewe skielik voel het, ek gee 1 tree vorentoe in die lewe, en dan slaat die lewe my 2, 3 tree terug elke keer. 1 tree vorentoe, die lewe slaan my 3 tree terug die hele tyd. Want het gee vir daai demone 'n oop deur om in ons lewens in te kom en ons te kom pynig. Dis presies wat hy vir ons sê, die unforgiving servant, dis presies die boodskap wat hy dit vir ons bring. Sê, as jy nie mense kan vergewe nie, hoekom sê Jesus dit? Want hy, né, het die ultimate prys betaal vir ons op die kruis. Hy het die ultimate vergifnis vir ons op die kruis gewys, laat hy bereid was om vir ons op die kruis dood te gaan, sodat ons bitterheid en vergifnis nie meer hoef te hê nie. Nie meer in ons harte moet broei nie. Hy sê, as ek het gedoen het, né, verwag ek nie meer van jou nie. Verwag ek nie meer van jou om dit dan te doen nie. Hy sê so, as jy bitterheid en onvergifnis, maak nie saak teen wie dit is, of het teen 'n werkskollega, 'n company, 'n baas, 'n oom, 'n tannie, 'n oom, 'n pa, 'n ma, dit maak nie saak, broer of 'n suster, dit maak nie saak nie. As jy nie daai persoon vergewe uit jou hart uit nie, as jy nie daai klippe uit die sak uitgooi, wat jy op jou rug dra, né, en daai mense vryspreek, wat jy in die tronk van jou hart toegesluit het, né, as jy nie daai tronk deur, net jy die sleutel, van daai tronk deur van jou hart. As jy nie daai sleutel vat en daai deur oopsluit nie, en daai mense vryspreek, wat jou te nagekom het in jou hart nie, en hulle release nie, dan word jy onder die sambreel van unity, jy kom uit onder die sambreel van unity, en van vergifnis en bitterheid, jy kom maar so, en jy is daar. En ongelukkig is daar nie protection vir jou, as jy nie kan vergewe nie. Dit is wat die woord hierso vir ons sê, en ek weet, dit is 'n harde boodskap om te hoor, want ek weet, ek het dit self vir 'n lang tyd gedra,
Ons moet vergewe. Ons moet vergewe. As ons nie vergewe nie, as ons nie mense vergewe nie, maak nie saak wat dit is, wat hulle aan ons gedoen het nie. Het ons moeilikheid, julle. Ons het baie groot moeilikheid. Totdat jy nie, ek wil nie so sê, en die koning was woedend, en het die werknemer oorgegee aan die torturers of pynigers, soos het hulle sê in Afrikaans. Ek het nou gesê, wie is die pynigers of die torturers? Dis demone of evil spirits. Nou voel het, soos wat ek vir julle gesê het voel of jy 1 tree vorentoe gaan en 2 tree terug gaan die hele tyd in jou lewe. En wat sê die koning Jesus hierso? Net om af te sê, ons begin nou afsluit. As jy nie kan vergewe nie, het ek nie 'n keuse as om jou oor te gee aan die pynigers, die demone, om in jou huis in te kom van jou hart nie. Om jou hierso te kom slaan binne in jou hart nie. Totdat jy nie repent en die vergewe wat jou kwaad aangedoen het nie, kan ek jou nie vergewe nie. Dit is wat Jesus vir ons hierso sê. Hy sê, jy is vergewe. Maar as jy nie mense kan vergewe nie, kan jy nie onder my protection wees nie. Ek kan jou nie beskerm nie. Sê, dit kan dinge in jou lewe wees, wat nie vir jou uitwerk nie. Jy het konstant haat in jou hart, teenoor ander mense. Mense wat jou kwaad gedoen het. Jy voel angry, die hele tyd. Dis een van die plekke waar die demone jou kom aanval. Jy is angry, binne in jou hart die hele tyd. Sê, dit voel die hele tyd of jy, ons het altyd sê, 'n tonnel in iemand se kop in wil slaan. Jy het net daai anger binne in jou, van bitterheid en onvergifnis wat met jou gebeur het. Weet julle wat se grootte? Depressie. As jy nie kan vergewe nie, en daar is bitterheid en onvergifnis in jou, en dan lei daai bitterheid en onvergifnis baie kere, nie altyd nie. Daai bitterheid en vergifnis lei tot depressie toe. En daai depressie vat jou een van 2 rigtings in. Dit maak jou ieder aan die een kant 'n anger mens wat iemand gaan doodmaak en jou bediening gaan in die tronk wees. Of dit vat jou die ander rigting in, depressie. Dit maak jou op so 'n plek laat daai sak klippe wat jy op jou rug dra, so swaar geword het dat jy voel, hoorie, dis unbearable. Ek kan nie meer hierdie sak klippe wat op my rug is self dra nie. En wat doen jy dan? Selfbejammering, selfmoord. Dan gaan dit na die selfmoordkant toe. Waar mense sê, hoorie, ek kan nie meer hierdie sakklippe dra, al hierdie pyle, al hierdie klippe wat my kant toe gegooi is, kan ek nie meer dra nie, ek wil dit nie meer dra nie, kom ek maak net 'n einde hier aan. Kom ek kry net, kom ek sit net dit wat ek nou mee sukkel, kom ek kry net klaar, kom ek sluk net gou 'n hele borrel pynpille, of ek overdose aan iets, of ek sit 'n geweer teen my kop, of ek kies om voor 'n trok in te ry, of ek spring van 'n gebou af, of whatever the case may be. Maak 'n einde aan jou lewe. En dit is die rigting wat bitterheid en onvergifnis in mense vat. So, dit gesê, wil ek wil julle verduidelik gou vandag, terwyl ons hier so staan, voordat ons gaan gou saam bid. Hoe raak ek ontslae van hierdie bitterheid en onvergifnis wat in my hart is? Dis hoe. Vir party mense is dit net een mens, teenoor wie jy bitterheid en onvergifnis het, Vir ander mense is dit 'n sak vol. 'n sak vol mense. Wat jy nie eers almal, jy kan nie eers aan almal dink soos wat jy hierso sit nie, maar ek weet nou, En ek is nie 'n mind reader nie, maar ek weet, soos wat julle hierso voor my sit, het almal van julle omtrent vandag aan iemand gedink wie julle moet vergewe. Ek weet dit. Almal van ons het iemand om te vergewe, of 'n klomp mense om te vergewe. Nou vir party mense sê ek, hoorie, vat 'n stuk papier, gaan skryf elke persoon wie jou onreg aangedoen het in jou lewe, of het klein is of groot is, gaan skryf dit neer. As jy daai persoon nog nie vergewe het nie, dan is nou die tyd om dit te doen. Want nou, as jy dit nog nooit hierdie voorheen gehoor het nie, ken jy nou die waarheid. Jy ken nou die waarheid, As dit een persoon is,
good for you, en jy kan nou hier aan hom, jy kan nou, soos wat jy hier so sit aan hom dink, gaan ons nou daai persoon vergewe. Jy hoef dit nie hard voor enigiemand te sê nie, ons gaan nou bid, en wanneer ek bid, gaan ek net sê daai persoon, dan sit jy daai persoon se naam in daai bracket in, of daai persoon, of daai groep persone, ek weet jy het miskien aan 'n groep persone, sê Here, hierdie hele groep mense, ek kies vandag om hierdie tronk van my hart oop te sluit, en al daai klippe, wat daar binne in daai tronk lê, kies ek om uit te haal, en dit op die pad te gooi. Want al daai klippe wat in jou hart is, daai ouens wat dit gegooi het, soos wat ons in die begin gesê het, lankal al vergeet hy daai klip jou kant toe gegooi. En baie van ons dra nog steeds swaar aan daai klippe. Swaar aan dit. So ek wil hierso, soos wat ons hierso sit, wil ek hê, ek gaan net vir so 'n minuut stil raak, dan wil ek hê, vir die van julle wat nou nog nie daaraan gedink het, dink, of daar enige persoon is, wat jy regtig uit jou hart uit vandag hierso moet vergewe, soos wat hierso sit. So ek gaan vra dat julle net, vir net so 'n minuut julle oë toemaak, en net laat Heilige Gees met julle kom praat hieroor. Jy daar sit. As jy voel, daar's iemand in jou hart, wat jy hier vandag wil vergewe. Jy kan kies om dit te doen, wil jy dit by die huis gaan doen, wil jy dit hier so doen, as dit min persoon is, as jy eers daaroor wil gaan dink, weet dit is dit ook oké, maar as jy vandag hier so sit, en jy voel, en jy weet, wie dit is wat jy moet vergewe, dan gaan ek jou vra om vanoggend bol te wees, en op te staan vir my, daar in die stoel waar jy is. Ek gaan vir ons bid, en ek gaan sommer in die stukkie sit, daai persoon, en wanneer ek dit sê, dan sit jy daai persoon se naam daarin, of daai groep persone se name daarin. Dankie Jesus, dankie vir die awesome oggend, Vader. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, Vader. Dankie vir die mercy, en grace, en goedheid, Here, dat ons weet, soos wat dit vir ons sê in Johannes 3 vers 16, Vader, ons kan nooit, ooit terugbetaal vir dit wat U vir ons op die kruis gedoen het. Ons kan dit nooit doen nie, nooit. Maar U het gekies, Vader, om ons, deur dit wat U op die kruis gedoen het, om ons vry te spreek van alles. Van alle sonde, van alle bitterheid, van alle onvergifnis, Here. Vader, ek kies vandag om daai persoon, daai mense wie Julle moet vergewe, wat se name nou daarin gaan. Vader, U ken elkeen se hart hierso, Vader. U weet wat in elke persoon se hart aangaan, wie bitterheid hierso dra, wie onvergifnis of deurgaan, Vader. Elke persoon wat daar onreg aangedoen is, Vader. Vader, daai persone wie se name ons nou hier ingesit het, Vader, ons wat hier so regop staan, Vader, kies vandag. Ons kies dit
As 'n keuse wat ons het, kies ons vandag om daai persone van ons rug af te haal. En ons kom sit hulle vandag by u voete neer. En ons vergewe hulle totaal en al vir alles en alle onreg wat hulle aan ons gedoen het, Vader. Ons kies vandag om met 'n skoon gewete vorentoe te gaan, Vader. Want u woord sê vir ons, Vader, ons kies om daai tronke van ons harte oop te sluit vandag en daai klippe uit te gooi uit die tronk uit, Vader, en sommer die deur oop te los. Skoon harte, Vader, sodat ons weer onder u sambreel van mercy kan inskuif, Vader. Laat u ons sal beskerm, elke persoon wat hier regop staan, Vader, wat gekies het om vandag te vergewe, Vader. Laat ons nou weer onder u blessing sal inskuif, Vader. En dat u ons so abundantly sal bless nou, Here. Dat het by ons ore sal uitloop. Dankie Jesus, dankie Heilige Gees, dat u die naprediker is van alles wat hier so gesê is, volgende wat nou hier gebid word, Vader. Van die woord, die lewendige woord, die waarheid van die woord, wat vandag hier so bespreek is, Vader. Here, ons is so lief vir u, Vader, dankie dat daai pynigers nou weggevat is, Here. In 'n instant, net soos wat u dit sê in die woord, Vader, net so. In 'n instant is hulle weg. Hulle is nie meer welkom om in ons hartkamers in te kom nie. In Jesus naam sal hulle gaan. Hulle sal gaan. Hulle sal ons nie vir verder pla nie. Vader, dankie dat ons daai mense vergewe het nou, Vader. En ons sal nooit weer terugkyk op daai mense. U woord sê nie vir ons, ons moet met hulle nou vriende raak en ons moet nou ewe skielik hulle na ons huise toe nooi en sulke goed nie, Vader, maar ons harte is skoon teenoor daai mense. Ons harte is skoon teenoor daai mense. Maak nie saak wat die onreg is wat hulle ons aangedoen het nie. Ons kan nou na daai mense kyk en nie meer 'n haat in ons harte hê nie, Vader. Dankie Jesus daarvoor. Vader, ek bid vir elke persoon hierso, Vader, wat ons nou huis toe gaan, dat u net elkeen wat huis toe gaan, sy pad vir hom oopmaak en vir hom beskerm. Dankie vir hierdie Sondag, Vader, ons bid vir die week wat kom, vir alles wat hierdie week gaan gebeur, Vader, ons bid vir Woensdag aand, sommer waar ons met die bevrydings, juist met hierdie bevrydingskursus gaan begin, Vader. Ons bid dat die mense in nommers gaan kom van Woensdag aand, of vir die volgende 3 Woensdag, om te kom leer wat het is om vry te spreek, om te kom leer wat het is wat bevryding beteken, Vader. En om bevry self dalk te kan word deur hierdie kursus. Ons loof en ons prys u, sê vir u dankie vir vandag, ons is so ongelooflik lief vir u. In Jesus naam bid ons dit. Amen. En amen. Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In him we will never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. They say, come, come.